Here, ek wil vra dat jy vir ons vrede nou sal gee en rustig sal maak, Here. Ja, U is die waarheid, U is die weg, U is die lewe, Here. As ek jou agter die prent, wat hoe my duif is, Here, gee ons daai vrede vanmôre, Here. Maak ons rustig, Here. Dat ons gefokus op sal wees, en dit wat U wil, U vir almal vir ons vanmôre wil sê, Here. Dat net 'n verhaal sal wees nie. Dat ook iets wat ons kan saamneem en ook ons kan self verander, Here. En nie wat bestaan, Here, is U grond. Ek verklaar dit is heilig en Satan is nie welkom. Amen. U grondwoord in Jesus Christus. Dit wil enige insaag wat jy wil hê in hierdie diens, Here, bestraf ek jou in die naam van Jesus Christus. U sal gaan. Weg is jy in Jesus naam, Here. En dankie daarvoor, Heilige Gees net ons sal rustig sal maak, Here. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ek is nog besig met 'n reeks van depressie, van 7 karakters wat teoloë geïdentifiseer het in die Ou Testament. Dit is Naomi, wat ek al reeds gepraat het, Moses, wat ek laas oor gepraat het. Vandag gaan ek praat oor Hanna, en dan sal nog, wat oor is Jeremia, Elia, Jona, en natuurlik Job. Ons moet deur hulle werk. So vandag gaan ek selfs oor Hanna. Sy het geweldige depressie gehad as gevolg van onvrugbaarheid, waar sy mee geworstel het. So, baie keer lees 'n ou verhaal en dan vergeet jy of jy het lanklaas gelees, of ek besluit gaan ek lees. So dis 1 Samuel 1, dat jy dit nie op die bord nie. 28 verse, maar dit is 'n lekker storie. So ek wil dit lees en net vir julle agtergrond gee, voordat ons daarna gaan werk. Ons gaan nou 'n bietjie uittrek van woorde. En sy het regtig, Hanna het goed gedoen. Sy het regtig groot inspraak in ons lewe het. En ek weet nie wat ek altyd daar besef, maar soos deurwerk, gaan julle sien. So 1 Samuel 1, vers 1. Daar was 'n sekere man uit Ramathaim, 'n Safit uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Jeroham, die seun van Elihu, die seun van Tohu, en die seun van Sif, 'n Efratiet. En hy het 2 vrouens gehad. Een se naam was Hanna, en die ander se naam was Penina. En Penina het kinders gehad, en Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan, dis nou Elkana, uit die stad om te aanbid, en aan die Here van die Heerskaar te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinas, priesters van die Here was. Hulle het in die tempel gewerk. Ons gaan kyk daarna. En op een dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al sy seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingste het haar ook bitterlik geterg. Dis nou Penina. Ja. Om haar te vertoon, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. Sy het haar verlekker daarin. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgaan in die huis van die Here. So het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy en waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priesters Eli op die stoel sit by die deurpoort van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik gebid. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die Heerskare, as U waarlik die ellende van U diensmaagd aansien en aan my dink, en U diensmaagd nie vergeet nie, maar U diensmaagd 'n manlike kind skenk, sy wil 'n seun gehad het, dan sal ek hom aan die Here gee, al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor het nie. En Eli het gedink sy was dronk. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer,
Ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterkdrank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here gestort. Hou tog u dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede, en mag God van Israel jou bede aan gee, wat jy aan hom gebid het. Daarom sê sy, mag u dienares guns in die oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet, en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak, en voor die aangesig van die Here aanbid, en teruggegaan, en by hulle huis in Rama gekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken, en die Here het aan haar gedink. En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar, en hom Samuel genoem. Want het sy gesê, ek het hom aan die Here gebid. En sy het hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Toe die man Elkana dan met sy hele huisgesin opgaan, om aan die Here die jaarlikse offer en sy gelofteoffer te bring, het Hanna nie opgegaan, maar sy het aan haar man gesê, eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Here, en daar is vir altyd en daar vir altyd bly. En haar man Elkana het aan haar gesê, doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het, mag die Here net sy woord bevestig. Die vrou het toe gebly en haar seun gesoog totdat sy hom gespeen het. En sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgebring met drie bulle en 'n eva meel en 'n sak wyn. En sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo. En die seun was nog jonk. En hulle het die bul geslag en die seun by Eli gebring. En sy het gesê, ag my Heer, so waar as u siel leef, my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid. En die Here het my bede aan my gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan en hy het die Here daar aanbid. Ja, so kom ons som hier op. Hanna se storie. Meer is enigiets enigiets anders waar Hanna bitter graag gesien gehad. Dit was haar groot vasbegeerte geweest. En jy weet in die Hebreëse vrou, wat vir hulle, as iemand onvrugbaar is, was dit teken dat God jou straf en jou oordeel of misnoem. En boonop is Hanna voortdurend aan haar kinderloosheid herinner deur Penina. Elkana se ander vrou. As die trotse moeder, sy het 'n paar kinders gehad, het sy Hanna aanhoudend getreiter, beledig en verneder. Wat natuurlik veroorsaak dat sy op 'n van die dag depressie het. Haar optrede het waarskynlik gespruit uit jaloesie uit. Omdat Elkana, soos ons gelees het, meer van Hanna gehou het. Jare het verbygegaan sonder dat 'n kind vir Hanna gebore is. En derentyd is haar lewe verder versier deur Penina, sy vyandige houding en haar sarkastiese aanmerkings. Die genadeloose aanvalle en die pyn en hartseer en onvervulde verlange het veroorsaak dat Hanna emosioneel weggekwyn het, sodat sy gehuil en nie geëet het nie. In Samuel 1:17. Hanna was depressief geweest. As ons kyk na die vermelding van depressie, jy weet dit raak gesien. Elkana het gesien hoe my vrou, dat's fout met haar. Sy het depressie. En hy het vir die volgende vraag gevra, 1 Samuel 1:8. En haar man Elkana sê vir Hanna, waarom ween jy? Waarom huil jy? Waarom eer jy nie? Kom eet nie. En waarom is jou hart bedroef? Hoekom is jou hart seer? Is ek vir jou nie meer as 10
seuns nie. Maar selfs sy liefde en toegewydheid kom Hanna se neerslagtigheid nie uitkanselleer of haar swaar hart weer vrolik maak nie. Hy probeer, elke ander het raak gesien, hy probeer om haar op te vroeg, maar sy wil net sy wil sien gehad, that's it. Die oorsake van Hanna se depressie, gebrek aan vervulling, wat nooit gebeur nie, omdat sy aan mekaar bid, verydelde hoop, dit waarvoor sy gehoop het, het nooit plaasgevind, die drome wat nie waar geword, die smart of ontworteling. Haar lewe was vir haar vreugdeloos en vol pyn. Dis presies wat Satan doen. Hy kom steel jou vreugde. 1 Samuel 1:10 lees ons, en bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. Behandeling van Hanna se depressie. Okay, hier's gedeeltes wat ek vir myself gemerk het, wat absoluut van toepassing is op ons. Okay, so hoor net, deur haar diepste gevoelens aan God bekend te maak, het die genesing in Hanna begin realiseer. God het die genesingswerk presies voltooi deur Hanna belofte te gee. Maar hoor wat sy gedoen het, ek wil dit, ja, ek sien so baie wanneer ek berading doen is, sy het haar diepste gevoelens na God toe gebring. Ja. So baie mense sê, bid vir my trauma. Mense het ingebreek by my. Ek was in 'n ongeluk, ek sukkel daarmee, bid vir my. God wil hê, jy moet daai trauma wat jy lê, na hom toe vat. Jy moet dit deurwerk. Jy moet Here, God was daar, Here, U was daar gewees, help my, genees my daarvan. God wil hê, wat Hanna gedoen het, sy het dat diepste gevoelens met ons deel. So wat wil God vir ons sê? Kom na my toe, en werk ons werkie deur. Vertel van God, ek was daar gewees, waar hulle ingebreek het, en hulle het my man voor my geskiet. En ek het hartseer, my hart het gebloei. Jy weet, praat met God daaroor. Praat met jou diepste gevoelens daaroor. Ek sien by my ook, as ek met kliënte werk, dit is moeilik, ek kan sien dit seer. Ja, ek het een keer, kom dit by my op, ek het nie so groot ou gehad daar by nie. En toe as die terapie wou begin, en maar met dit deel neem, gewoonlik vat ek die snees en ek het op die tafel neem. En het so gekyk, maar ek het so gevat en ek het so neergesit. En toe sê ek het nie nodig. En ons het begin met die genesingswerk, en ons het met die diep gevoelens begin gewerk nie. En ek maak gewoonlik my oor toe, en ek hoor mense gekrap. Soos hy sê, ek sit by die tafel, ek sit so in die oorkant, soos hy wat die sneesdoekie soek. En ek het het van vat en ek het het van my hand gegee. Ja, so diepste gevoelens gaan altyd gepaard met trane. En God sien het raak, hy sien jou trane. Hy het Hanna se gebed gesien, en die genesing het begin. Hanna se gebed. Nou kan ek vra, hoekom is dit vir lydende gelowiges so moeilik om eerlik met God oor hulle probleme te praat? Hoekom kan jy nie fisies om te gaan en alles met hom deel wat jy deurgemaak het? Hoekom steek ons graag ons werklike behoeftes weg agter mooi woorde? As iemand vir jou vra, hoe gaan dit? Sê nee, ek is fine. Dan sê ek fine. Weet jy, die omstandighede, volgende omstandighede, weet jy, nee, ek goed. God wil nie dit doen. Hy wil nie met ons toe bring. God wil hê dat ons begeertes, behoeftes in 'n reguit taal vir hom moet kom sê. Wat is wat? Waarom stoei jy? Die probleem is, as jy dit deel nie, kom Satan, hy vat dit, hy gaan hemelshof toe en klaai aan. Want jy wil nie na my deel nie. En dan word jy gewoonlik siek ook. Daar's 'n gelykenis van die fariseërs en tollenaars. Hulle tempel toe gegaan om te gaan bid. Die fariseërs se gladde en selftevrede gebed het niks verder as die dak van die tempel gekom, terwyl die eerlike gebed van die tollenaar verhoor was. As in Lukas 18, 10-14. Hanna het direk na God gegaan. Hy alleen kan die onrus in ons harte stil maak. Hy alleen. Iemand wat luister, dis ook baie interessant, iemand wat luister na 'n depressiewe persoon, dis goed, dis basies terapie ook nie, om te luister nie, maar die uiteindelike taak van 'n luisteraar, is om so 'n mens na God se woord te lei, en hy is die groot geneesheer. So, as jy luister, en die persoon kom nêrens nie, lei hom na God toe, vat hom toe,
en dat hy sy diep gevoelens met hom kan deel. Jy weet, dat het dan nie een keer gebel vir 'n afspraak en sy sê vir my, sy wil maar net hoor, het ek daarin al 'n kursus gedoen met haar, sy wil net hoor of iets weet. Ek sê wel ja, net en ek het nou al ietsie gedoen, ek raak bietjie studeer, so daar is dan maar maak nie saak hoeveel grade en wat ook al het nie, die genesing kom deur die Heilige Gees, hy het nie genees. Sy sê my maar, en ek het toen ook sê van haar gehoor, en maande daarna stuur sy vir my boodskap, sy sê vir my soek afspraak. So dit wat die Heilige Gees doen, dit is wat die duiwel doen, hou jou weg, jy gehoor wat die Heilige sê, en jy het nie baie gereed, so bietjie gestudeer en baie werk in die Heilige Gees. So, ek dink jy is bietjie daaroor, dis wat Satan doen, my Heilige Gees kom sê waar die dag genesing vir jou, by al die hulp. So, dis hoe God werk, as die groot geneesheer. God se belofte, 1 Samuel 1 vers 1. Here van die heerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien, ons het dit gelees, en aan my dink, Hanna, en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee, al die dae van sy lewe, en geen skeernis sal op sy hoof kom. Die opregtheid van haar hart, want die Here het gehoor, toe sy gebid het, en haar algemene oorgawe aan God, blyk uit hierdie belofte, en God het haar gebed verhoor. Toe Elia haar lippe sien beweeg, sonder dat haar geluid uitgekom het hy aangeneem, sy was dronk, en toe sê hy moes vir haar vers 15, neem my in vers 15, en toe sê vir haar, sy is dronk, sy antwoord toe in vers 15, neem my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed, wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. En weet, dis nie maklik nie, daai diep gevoelens wat jy voor God moet bring, daai siel, die Bybel sê, sy het uitgestort voor hom, so dit was swaar, sy het alles kom neerlee. En die antwoorde vers 17, gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bede gee, wat jy van hom gebid het. Dit is 'n profetiese woord, wat ek oor haar spreek nie. Deur Eli het die Here vir haar boodskap van hoop gegee. Die gevolge van Hanna se depressie, wat het dit veroorsaak as dit van hulle? Hanna se depressie het haar na God gedryf. Dit baie keer, dan probeer jy al die dokters, en jy kom nie van hierdie siekte ontslae raak nie. Dit kom nie nêrens nie. En dit is geneesbaar, maar jy bly siek. Wat gebeur by einde van die dag? Jy draai na God toe. En dis presies wat daarna toe gebeur het. Sy het na God toe gedraf. Haar onvoorwaardelike oorgawe aan hom het 3 gevolge gehad. Haar eerste een is haar geestelike groei. Hanna het Eli se woorde aanvaar en 'n belofte van God is sy met vreugde huis toe. God se belofte, God se belofte word nou haar beskutting teen depressie. God se belofte word nou haar beskutting teen depressie. So dit wat God van haar beloof het, vat sy en sê Satan, jy gaan nie meer 'n gees van depressie aan my bring. Ek bestraf nie nou. Ek vat daai autoriteit en vat daai belofte en ek vat dit teen my depressie. Nou hierdie is weer vir ons. God verhoor nie altyd ons gebede nie. Daar staan skrywe in Psalm 37 vers 4. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. As jy jou vreugde in hom vind, hoor my, as jy jou vreugde in God vind, sal hy of gee wat jy vra, of hy sal jou hartsbegeerte verander, sodat dit ooreenstemmig met sy wil sal wees. In beide gevalle sal ons dan tevrede wees. Amen. Kijk, dis my, God het 'n plan gehad. Hy het, ons gaan nou kyk, hy het 'n priester gesoek. En Hanna het gebid vir 'n seun. So, God besluit, weet jy, ek sien jou nood, ek sien jou hartsbegeerte. Ek gaan vir jou 'n seun gee, vir die plan wat ek vir hom het. En so, weet jy, terwyl ek vanoggend ook net van deur gaan, kom ek net met myself op as getuienis. Ek het vir Here gevra, Here, ek gaan ook wel werk.
Gee vir my iets wat ek kan doen met extra inkomste kan doen. En die Here het 'n koffiewaandjie op my gesit. En toe begin ek, toe is dit my hartsbegeerte. Dit is my hartsbegeerte, om 'n koffiewaandjie te hê, om extra geld te hê. Dit is die grootste wilsbegeerte wat hy om geld te maak. Maar dit was nie God se plan. Dit was nie sy plan. God het vir Karen sit sy met hy stempeltjie. Jesus het jou lief. Jesus het landig sit jou op koppies. En God het dit begin draai. Hulle gaan nou, volgende week gaan hulle begin Johannesburg die koppies print self en dit vir ons afstuur. So God het sy plan begin werk. En ons het nou aanlyn winkels dus begin. En die heel ons grote was om die bone te verkoop en baie mense vra dit. En God verander sy plan in my hartsbegeertes. En ons gaan nou bekers doen met gedagtes en verse aan die agterkant op, dis logo voor. En Karen het 'n amazing ontwerp gedoen op hemde. Voor ons is logo, dis wat ons gedink het, dis ons hartsbegeerte. En agter die hele kant van die tent is dan nou 'n boodskap met 'n vers. Dis so treffend. Ek het baie mense gebel, ons het 6 gehad, ons kon nie bekostig om te print. So 6 gehad, so het vir die mense gevra, hoorie, wat dink julle, kan julle kies? So ons het opgestel, almal sin, ons het diese 3 gevat nie. En uit die mense wat ons gevra het ek klaar 2 bestellings gekry. So dis God se plan. God wil hê ons koninkryk uitbou. Nie om geld te maak nie. En dit was ons, vir my hartsbegeerte gewees om geld. God wil hê ons koninkryk uitbou. Dis dieselfde met Hanna. Hanna wil 'n seun hê, maar God wil hê die seun te priester word. So hy verander haar hartsbegeerte, sy plan. So as jy bid vir iets en jy kry dit nie, God draai dit in sy wil. Wat beter is vir jou. Ja, so moenie moed verloor nie. Bly bid. En as dit verander, Heilige Gees gaan vir jou openbaar en sê, soos nou wie hier kom nog nie. Hy begin vir openbaar, dis nie nou by die gebid het nie. En ek sê, jy sal altyd tevrede wees. Of hy nou jou gebed gaan beantwoord, of hy dit doen volgens sy wil. Jy gaan altyd tevrede wees. Amen. God se plan met Hanna se seun. Terwyl God 'n gebroke vrou se smeekgebede verhoor, het God terselfdertyd besig om sy voorstemmende plan uit te voer. Eendag het God 'n profeet na Eli gestuur met die boodskap. Die Here het aanvanklik, hoor my, hy het aanvanklik die huis van Eli uitgekies om vir ewig God se priesterdom te wees. Maar Eli het die slagoffers en die spysoffers het hy verag en het sy seuns meer geëer as God. Ek het ek het gelees toe die een ou sê, wat ek gelees in 'n ander Bybel, wat sê transformasie, in 'n ander Bybel vertaal. Dankie vir. Maar sê, hulle was arrogante seuns gewees. Daar staan. Daarom het hulle die voorreg om 'n priesterlike familie te wees. Het hulle vereer. Ja. Dus jy in die Here se wil. Sy 2 seuns was mos Hofni en Pinjas. Wat het met hulle gebeur? Hulle gesterf. Die Here stuur toe 'n gehoorsame getroue priester in hulle plek. So, God, Hanna se hartsbegeerte en God se plan. Dit begin nou vervulling kom. 1 Samuel 3 vers 20. En die mense het dit begin raak sien vir Samuel. En die hele Israel van Dan tot by Berseba het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here. En dit selfs begin sien. Dankie. Kyk hier daar nie, ek vertrou jou. Hanna se geloof in God is beloon. Elke dag het sy haar verbly dat God haar 'n seun gegee het en dat God hom tot so 'n hoë posisie in God se diens verhef het. So, sy wou 'n seun gehad het, maar God se plan is seun plus 'n hoë posisie, priester. 'n depressiewe vrou se gebed is op veel wonderlike wyse beantwoord as wat sy ooit kon gedroom het. Die derde, die beloning van 'n onverwagte familie. Die seentjie wat God aan Hanna geskenk het,
en wat op haar beurt beloof het, wat sy beloof het om aan die diens af te staan, het haar baie vreugde verskaf. Na jarelange depressie was Hanna nou gelukkig en vervuld. Dit is weer vir ons. As jy onseker en bang voel oor die eensaamheid, dis besy. Sy was onseker en sy het bang. Nou, sy het nou seun gekry, sy het hom groot gemaak. In sielkundige terme leer ons dat jou eerste 7 jaar van jou kind wat jy groot maak, is die belangrikste jare. Dis die tyd waar jy meeste bond, as ek hoor, so kan gebruik Engelse woord, met jou kind die eerste 7 jaar. So jy kan net indink hoe sy Samuel gesoog het, hoe sy vir hom liefde gegee het, al die aandag, want dis wat sy wil gehad het in die kind. En nou gaan sy hom weggee, wat lê voor die deur? Eensaamheid. Eensaamheid lê voor die deur. As hy onseker en bang gevoel het oor die eensaamheid, wat voorgelê het sy haarself herinner aan die getrouheid van God. Wat leer aan ons? Sy het haar gedagtes verander. So, as Satan kom sê, hey, onthou jy gaan hy seën gee, dis 'n belofte nie. Jy weet wat gebeur, né? Jy sal weer alleen wees. So, ek kom, kyk maar net in die idee, ek bietjie gaan oopmaak, dat ek kan gaan. Maar sy het nie gedoen nie. En ons moet dit ook doen. Baie van my kliënte, dan byvoorbeeld die man, haar vrou verkil, en hy het besef en hy kom terug. Dan sê die vrou vir my, die vrou bly op my gedagtes. Ek kry haar nie uit my kop nie. Dan sê ek, verander jou gedagtes. Bak 'n koek, gaan maak koffie, gooi Milo in, proef die tapbrood anders, jy weet. Doen net iets wat jou gedagtes afdeel. Gaan lees die Bybel. En dis wat Hanna gedoen het. Sy haar gedagtes verander, dit wat God vir haar gedoen het. En dit het haar gedagtes afgesny om aan te dink aan eensaamheid. So dit werk. Ek sien baie in die praktyk, dit werk om jou gedagtes verander as Satan jou aanval. Hy weet wat voor lê. Hy weet wat gaan jou seermaak. En jy gaan 'n ander. En jy gaan 'n depressie doen. Later gaan jy angs in en op die einde van die dag pleeg jy selfmoord. Hy was haar vreugde. Hy sou self haar leerhuis met sy teenwoordigheid vul. Haar hart sou nooit weer leeg wees nie. Sy het geleer om haar vreugde in hom te vind. So sy het geleer om Satan se aanvalle, sy stem van te sê bly geen vrees het. Dis sy geleer om af te sny. Om haar vreugde in God te vind. Die groot dag. Hanna het vir Samuel na die tempel toe geneem. Toe hy sommer nog 'n jong seentjie was, ek het probeer Google en net vind, maar nêrens sê woord dit was nie. Hy was maar net jong gewees. Daar het sy hom in Eli se hande gelaat en hulle het 'n bul geoffer. Dis ek nie 'n bul. Jy weet jy net wat se seëninge is oor daai seun. Sy het geweet, sy het nie 'n skaap of 'n bok of graan of wat ook al gaan offer. Dit het 'n bul gevat. Grootste raad om vir hom te offer. Haar woord aan Eli was die volgende, 1 Samuel 1 vers 27-28. Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het my bede aan my gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan en hy die Here daar aanbid. 'n geweldige offer om te bring deur jou enigste kind wat jy graag gehad het by die tempel te gaan afgee en hom net 1 keer 'n jaar te kan sien. Dit hom net 1 keer 'n jaar gesien. Elkana het ons elke jaar dit offer, ja. So hy het dit gehou. Ek worry nie oor die seun nie. Ons gaan nie 6 maande, ons gaan nie elke 3 maande. Ons gaan elke jaar hou dit so. En hulle het so gedoen. So sy het haar seun net elke jaar gesien. Maar as hy elke keer so opgegaan het, het sy aan haar seun 'n manteltjie saamgebring. 'n mantel. Elke jaar het sy vir hom 'n mantel saamgebring. En dit was 'n teken van haar moederliefde gewees. Die Here het daarna, terwyl sy stoen die eensaamheid nie, terwyl sy gedagtes verander. God sien dit raak. Ek sien jy vind jou vreugde, ek sien jy sny hom af nie. Het hy haar eensaamheid beskerm, deur wat te doen? Amazing.
Hy het waar 3 seuns en 2 dogters. Hannes se lewe was vol gewees. Ja. So, wanneer jy na God toe kom, en jy gee alles oor na hom, laat niks uit nie. God sien dit raak. Hy sien wat voor lê. Om Christen te wees is nie maklik nie. Maar om in sy woord te bly en om te fokus sal dit elke keer draai. Amen. Dan is alleen finansies, moes my vrou se operasie betaal, ek meen nie, en dan ewe skielik kom draai. Ek kan dit oornag doen, ons moet net bly in sy woord. Dan sluit ek af met hierdie woorde. Vir my kyk, ek gaan van die lees. Depressie, as gevolg van gefrustreerde doelstellings, kan genees word deur daardie doelstellings te laat saamval met God se plan vir jou lewe. Ons moet ons hartsbegeertes vrylik aan hom meedeel. En terselfdertyd ons wil volkome aan hom onderwerp. Dit is ons wil hê, onderwerp het aan God. Slegs op hierdie wyse word die storms in jou binneste stilgehou. Amen. Slegs. Jy weet, toe ek slegs so highlight, en dink ek aan teen aan die leen, as daar staan, Jonne was in die half is, daar is in die half is. As daar staan, gemaak disciples van alle nasies, dan is dit alle nasies. As iemand jou wil genees, dan is dit net God. Amen. Amen. Maak nie saak hoeveel grade en wat ek het nie. As ek nie die Heilige Gees het, kan ek nie die genesing doen. Ek kan nie die wortel. Ek kan nie die wortel van depressie doen. Ek kan 'n persoon help, maar ek kan nie die Heilige Gees kan doen. Pille kan dit doen, antidepressante kan dit doen. So, as jy luister vir iemand nie, vat hom na God toe. Want jy help hom met sy terapie, maar hy gaan nooit genesing kry nie. So jy moet hom lei na God, sodat hy die wortel kan uithaal. Amen. Amen. Iets geleer? Ja, baie. Here, dankie vir die woord, dankie dat ons môre kan besef die pyn wat ons wegsteek hier agter ons. Ja, dit is gedeel daarmee. Maar u weet, dit lê nog in ons onderbewussyn. Dat ons uit te kom en sê, Here, ek spandeer my tyd hier en ek kom, soos Hanna, sit ons siel voor u kom uitstort. Dat ons trauma voor u kom uitstort, Here. Dat ons hier ding kan klaarmaak. Dat u dit kan genees, Here. En geef ons 'n bountjie, Here, want sal dit wil jy nie meer doen nie. Want dis 'n vatplek om jou siek te maak, om jou depressie te gee, Here. Ja, en as dit so erg is, Here, Heilige Gees, help ons laat dit, wat ons pyn veroorsaak, na u toe kan dryf, Here. Want u is die enigste geneesheer in ons lewe. U is die enigste een wat daai wortel kan uithaal, sodat dit vir ewig kan weggaan, Here. Dankie, Here, dat u elkeen nou aanraak, Here. En Here, vul elkeen met liefde. Ons almal soek liefde, ons almal soek aanraking, Here. En soms kry ons dit nie. Ons kinders is daaroor seer. My geliefdes daaroor lewe, Here. Maar u kan hierdie tank wat ons het, binne ons, Here, kan u volmaak, Here. Dat ons daarvoor sal bid, Here. En weet, vir u is niks onmoontlik, Here. Bid in die kragtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen. 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 Die seën. Die Here seën jou met insig en met wysheid en met kennis. Die Here beskerm elkeen van julle. En sy geliefdes met die bloed van Jesus en met die Heilige Gees se olie wat hy salf voor julle. Die Here laat sy aangesig oor jou en jou geliefdes skyn, dat julle dit sal ervaar. Sy guns en sy goedheid is op julle en hy vul jou met daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, totdat ons mekaar weer sien.